Die dag het gedaal oor die Duitse platteland. Die son verdwyn tussen die dreigende donderwolke van Sandbak. Die jong student is in op pad na Erfurt. As die wind opsteek en die reën begin val, kyk die student om hom heen. Daar is geen beskerming vir die dreigende storm nie. Die weerlig flits in die verte en dan reën die donder weer, al vinniger en nader. Geen skuiling nie. Dis net maar minute en God.
In die koue gang van die Augustynse klooster in Erfurt kniel die jong monnik in sy nuwe swart gewaad en tonsuur haarsnit. Symbolies 'n nuwe mens, maar vrees vir die regverdige God kwel om elke oomblik van sy bestaan. Luther is besig om die priester aan wie hy sy sondes bely teen die mure uit te dryf. Hy bieg al reeds 4 ure lank en dit lyk steeds nie of hy klaar is nie. Luther was reeds vroeër al op pad uit om kapeldiens te verrig, toe hy van 'n onbelyde sonde onthou wat hom sy liegery laat voortsit. Almal in die klooster is van oordeel dat Luther heel voor op die leer na die hemel is. Reëls, regulasies en taboes, vas, selfkastyding, gebed, dienste in die kapel teen middernag en voor dagbreek. Luther het elke geleentheid opgeslip. Elke taak, elke gebed, elke diens en belydenis is met die grootste erns en geestelike inspanning uitgevoer. Wanneer die redding van sy siel kom, gaan hy nie kort paadjies neem nie. Maar hoe meer hy al hierdie werke doen, hoe meer kla sy gewete hom aan. Die dag van Luthers eerste mis as priester het aangebreek. Hy sit daar in sy glimmende priesterskleding. Want tevore sou hy tot Maria of een van die heiliges bid, maar vir die eerste maal moet hy met die regter van hemel en aarde praat. Waarom is hy so bevrees? Daar is iets verkeerd met sy verhouding met God. Hy hinker na die redding van sy siel. Dit is asof alles wat hy tot hiertoe geleer het, nie hierdie hinkering kan stilmaak nie.
'n pelgrims tog na Rome. Luther kan nie sy oorlog geloop sy kloosterhoof Johan Constantus hierdie nuus bring nie. Uiteindelik sal hy hierdie hinkering kan stil. Rome. In Rome is daar ons amper die tasbare teenwoordigheid van die apostels en heiliges. Heilige reklekteer, heilige mense, die paus self. Alles dinge wat jou geliefdes se tyd in die vagevuur kan verkort en jou heil kan bewerk. Teleurstelling. Die goddelose leefstyl van die Romeinse kerkleiers loop oor in die strate. Bedrog, skelmstreke en knouwery is skaamteloos aan die orde. Priesters verkoop hulle dienste vir eie gewin en rammel die mis onverstaanbaar en onsamehangend vinnig af. Die kerkleiers misbruik hulle poste. Heilige Rome is alles behalwe heilig. En Luther is omgeslaan en sy hinkering na die waarheid verdiep. Daar is nog een ding wat Luther graag wil doen. Hy wil sy oupa uit die vagevuur gaan losbid op die Scala Sancta, die heilige trappe.
trappe bereik, kyk hy rond en vra, hoe kan ek weet of dit waar is? Is dit nou waar dat my oupa die vagevuur los gebid is, verlos is van sy lyde? Met die frustreerde Luther terug in Erfurt besluit Johan Onstapels dat sy kloosterseun rus vir sy gemoed sal kry, of minstens sy aandag sal kan aflei deur die studie van die skrif. Dis word hy na Wittenberg gestuur om verder te gaan studeer. Hier voltooi Luther nie alleen sy studies nie, maar word ook 'n dosent in teologie aan die universiteit en 'n priester van die Slotkerk. Luther sy studie van die skrif gee hom steeds nie rus vir sy gemoed nie. 'n ander probleem doen hom voor. Johan Tetzel is besig om in die naburige streke die spesiale aflaatbriewe van Paus Leo X te verkoop. Dag vir dag sien Luther hoe sy gemeentelede vir hulle aflaatbriewe gaan koop en hulle paspoort na die paradys onder hulle naaste se neuse kom swaai. Hoe moet hy preek dat hulle 'n godvreesende lewe moet lei en van hulle sondes moet bekeer, as hulle meen hulle het hulle burgerskap in die hiernamaals reeds gekoop? Dit terwyl hulle lewensglad nie op God en sy genade gerig is nie. Luther vul sy pen en begin skryf. Op 31 Oktober 1517 stap Luther met 'n vel papier en 'n hamer na die Slotkerk te Wittenberg waar hy 'n leraar was. Hy het 95 argumente gepen en gaan sy mededosente uitnooi vir 'n debat. Luther meen die aflate word misbruik en as 'n onderdanige seun van die kerk wil hy hulle tot orde roep. Hy lig sy hamer en slaan die eerste spyker vas.
sy kollegas ontstaan 'n veldbrand oor die wêreld. Die stellings is vinnig deur Duitsland versprei en het oral aanklank gevind waar die burgers ontevrede was met die Rome en oor sy misbruike. Tetzel is rasend en die paus sê Luther is dronk. Johan Eck, 'n teoloog van die Universiteit van Ingolstadt, daag Luther uit vir 'n debat. Daarin konfronteer hy Luther tromp op met die vraag: wie het die ware sê in die saak? Die skrif of die paus? En wanneer Luther sê, die skrif is die hoogste gesag, kap ek terug, dat Luther dan net so rebels is, soos die ketters John Wycliffe en Jan Hus. Luther is eers geskok, maar besef dan, dat hy met baie van Jan Hus se leringe saamstem. As die kerk dan nie die skrif as hoogste gesag het nie, en die paus die skrif kan interpreteer soos hy wil, dan is dit nie meer die kerk van God nie, maar die sinagoge van Satan. Terug in sy binnekamer was dit weer die ou stryd, die stryd met sy aanklaande gewete. Luther preek en gee 'n klas uit die Psalms en Romeine 1:17 bly hom pla, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Hy wil so graag weet wat die apostel Paulus daarin bedoel. Op hierdie tydstip sien Luther God steeds as 'n liefdelose regter, wie se regverdigheid daar is om sondaars te straf, en waarvan sy evangelie die belofte van veroordeling is. Voor so 'n God het Luther net geleef, tot die dag dat die Heilige Gees sy verstand verlig het.
Dit is hierdie goeie nuus, dat die geregtigheid van God geopenbaar is uit die geloof tot geloof, en dat die regverdigheid die geloofse lewe, wat Luther se hart hervorm het. Dit is die boodskap wat hy voortaan sal verkondig, om ook reformatie verander te bring. Hierdie genadebesef het hom 'n enorme vreugde verskaf en bo-menslike krag gegee om hierdie boodskap oor te dra. Die vuur van die evangelie brand in Luther se hart en vlam uit deur sy pen. In 1520 rit sy boek na boek uit. Nou skryf hy in sy mense se taal Duits. Binne weke het hy Duitsland se besgeleesde outeur geword. Van sy pennevrug sluit in 'n brief aan die Christenadel van Duitsland. 'n Boek waarin Luther die volk oproep om die 3 stanse van Rome af te breek, naamlik die paus as hoogste gesag, dat slegs die paus die skrif mag interpreteer en dat slegs die paus die kerk mag hervorm. Luther wil elke burger oproep om die skrif self te lees, te interpreteer en die kerk te hervorm. In die Babyloniese ballingskap skryf Luther teen die kerk wat sê dat die genade van God slegs deur die sakramente soos die doop en die nagmaal vloei. Hy verkondig weer eens dat die mens deur die geloof in God se genade ontvang. Geloof wat in sigself genade is. In Vryheid van 'n Christen beskryf Luther die Christelike lewe aan die hand van 'n Bybelse allegorie, die bekende beeld wat Christus se huwelik met die bruid, naamlik die kerk, uitbeeld. Met 'n pauslike bul, 'n uitvaardiging wat met die pauslike seël bestempel is, word die monnik gedreig om of sy werk binne 60 dae te herroep of onder die ban te val. Luther kon duidelik sien dat die kerk hom verset teen God se woord. Hy verbrand die paus se uitvaardiging in die openbaar. Luther is nou voelvry verklaar. Enige iemand kan hom met die kerk se goedkeuring vervolg. In 1521 word hy beveel om voor die Ryksdag van Worms te verskyn. Die mense van Worms ontvang hom soos 'n held, maar die owerheid soos 'n ketter. Die eens bang jong man staan nou teenoor kerk en die keiser, maar nou is Luther aan die kant van God se woord. Hier staan ek. Ek kan nie anders nie. God help my. Amen. Hierdie is maar net die begin van Luther se kleurvolle en beproewende wedervarings. Baie kan vertel word oor hoe prins Frederik, bekend as die wyse, vir Luther ontvoer het en hom in die Wartburg kasteel versteek het, hoe hy die Nuwe Testament in Duits vertaal het binne slegs 4 maande. Luther later na Wittenberg teruggekeer het om die eerste protestantse gemeente te stig. Hoe hy ingetree het in die boereopstand, 9 nonne help ontsnap het, en hoe hy later met een van hulle, Katrina von Bora, getroud is.
oor al die boeke wat hy geskryf het, oor al die gesange wat hy gekomponeer het. Daar is egter een saak wat uitgelig moet word. Luther se stryd met sondeskuld is nie beperk tot die 16de eeu nie. Die reformatie is vandag net so belangrik soos op daardie dag, dat die Here Luther se oë geopen het en sy verstand verlig het. Die reformatie gaan ten eerste en ten laaste oor die regverdigmaking deur die geloof in Christus. Het was nie 'n negatiewe beweging om weg te breek van Rome af nie, maar positief en noodsaak om na die evangelie terug te keer. Die reformatie was nie oor vooruitgang nie, maar oor 'n terugkeer na die oorspronklike Nuwe Testamentiese Christelike geloof. Die geloof wat onder eeue van menslike tradisie en instellings begrawe was. So 'n groot deel van die moderne mens hou onbevange steeds vas aan die geloof van werke, van innovasie en vooruitgang en eie krag en denke, wat moet bydra tot die mens se redding, waar selfverheerliking en selfverwesenliking die mens in selfaanbidding tot goddelike wese verhef. Hierteenoor staan die hervorming, waarin Luther as 'n instrument in die hand van God 'n lewe aandeel gehad het. Wat ons terugneem na die enigste waarheid, wat nie tydsgebonde of verganklik is nie, maar ewig. In die woorde van 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons onverganklike en 'n onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om openbaar te word in die laaste tyd. Ein fester Burg ist unser Gott, ein guter Herr und Waffe. Hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der